Die evangelie volgens Johannes hoofstuk 11. Daar was 'n man met die naam Lazarus wat siek was. Hy was van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. Dit was die Maria wat die Here met geurende olie gesalf en wat sy voete met haar hare afgedroog het, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe iemand na Jesus gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is siek. En toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Toe hy hoor van Lazarus se siekte, het hy nog 2 dae vertoef op die plek waar hy was. Eers daarna sê hy vir sy disippels, kom ons gaan terug na Judea. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, onlangs nog het die Jode u probeer stenig, en u gaan weer daarheen? En Jesus het geantwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat die lig nie by hom is nie. Nadat hy dit gesê het, sê hy vir hulle, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het van sy dood gepraat, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van gewone slaap praat. Toe sê Jesus openlik vir hulle, Lazarus het gesterf, en terwille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat bekend staan as Didymus, het toe vir sy mededisippels gesê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 15 stadion ver. En baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat wat u ook al van God vra, God vir u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan, haar suster Maria eenkant toe geroep, en vir haar gesê, die leermeester is hier, en hy roep jou. Toe Maria dit hoor, het sy haastig opgestaan en na hom gegaan. Jesus het nog nie in die dorpie aangekom nie, maar was steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het, sien dat Maria haastig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar sien huil en dat ook die Jode huil wat saam met haar gekom het, het dit hom ewig ontstel en hy het diep bewoog geword. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het begin huil.
Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het dat hierdie man sterf nie. Jesus het toe opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledende, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U, dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê terwille van die skare, wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind, en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Gevolglik het die leierpriesters en die Fariseërs die Sanhedrin byeengeroep en gesê, wat gaan ons maak, want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat aangaan, sal almal in hom glo, en sal die Romeine kom en ons plek en ons volk vernietig. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, het vir hulle gesê, julle verstaan niks nie. Julle besef nie dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterf en die hele volk nie ondergaan nie. En dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterf. En nie net vir die volk nie, maar ook om die kinders van God wat oral verstrooi is, te verenig. Van daardie dag af het hulle saam beraadslaag om hom dood te maak. Daarom het Jesus nie meer openlik onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvandaan vertrek na die streek naby die woestyn, na 'n dorp met die naam Efraim. En daar het hy saam met die disippels vertoef. Die Joodse Pasga was naby en baie mense het voor die Pasga van die platteland na Jerusalem opgegaan om hulself te reinig. Hulle was op die uitkyk vir Jesus, en waar hulle op die tempelterrein gestaan het, het hulle vir mekaar gesê, wat dink julle, dat hy glad nie na die fees sal kom nie? Die leierpriesters en die Fariseërs het reeds opdrag gegee, dat as enige iemand weet waar Jesus is, hy dit moes rapporteer, sodat hulle hom kon arresteer.